Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle wat vanoggend hier in die koue, in die wind en die reën uitgekom het om te kom saam kerk hou. Dit is 'n groot voorreg om saam te wees. Ons is dankbaar vir elkeen wat hier is en almal wat later op die video gaan kyk. Baie dankie daarvoor. En ons gebed altyd maar net is dat die Here alles sal oorneem waarmee ons besig is en dat wat ons ook al hier doen, dat dit sy goedkeuring sal wegdra, dat dit sy eer vir hom eer sal bring, hom sal groot maak en dat ons self en ek self en elkeen van ons al hoe kleiner sal word en hy al hoe groter en dat ons volgende ook regtig elkeen hom sal ontmoet. Ek glo die Here se droom is om elkeen van ons ook volgende te ontmoet waar ons in ons lewe is, maak nie saak waar ons bevind nie, om daar na ons toe te kom. Dis die storie van die Bybel. God het altyd mense kom ontmoet daar waar hulle op daai stadium in hulle lewe is en mag dit ook vanoggend waar wees vir ons. As daar vanoggend besoekers is, julle is baie welkom by ons. Ek het so 'n klompie gesigte gesien wat ek nie ken nie, so baie welkom vir die besoekers wat hier is. En as daar nuwe intrekkers is, baie welkom in onder is 'n 4 gemeente. Ons sal graag vir julle binnekort wil ontmoet en sommer net kennis maak en vir julle help om in te skakel in die gemeente. Ek wil volgens sommer spesiaal ook geluk sê, ek weet nie of ek was laasweek was ek nou nie hier nie. Ek het die diens gekyk, maar ek weet nie of ek dit dalk gemis het nie. Maar François en Monique het 'n babatjie ryker geword en sy naam is Jacobus. So tyd gelede het Anton hulle vorentoe geroep, toe hulle die kers aangesteek, toe sê hy die tyd is nou naby vir die kleintjie om te kom en hulle babatjie is toe gebore, as ek reg onthou op die 11de April, so baie geluk. Hier sit oupa en ouma, steek hande op. Piet en Ursula, daar is sy. En baie geluk vir julle en baie vreugde. En dan het Wesley en Martina Thompson het op die 8de April 'n babatjie ryker geword, Lea. En ons sal sommer ook baie geluk sê vir hulle en mag ook baie vreugde wees vir Wesley en Martina. En dan gaan ons later vanoggend gaan ons 'n babatjie doop, nuwe intrekkers in ons gemeente uit Caledon uit. En vanoggend vier ons ook sommer net saam met Johan en Clarice gaan ons later ook hulle kind se lewe vier vir klein Nina en vir haar opdra aan die Here en ook deel in hierdie voorreg om kinders te doop. Vriende, kom ons sluit die oë en ons vra die Here se seën op hierdie oggend. O Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Baie dankie dat ons vanoggend hier waar ons saam is, net bewus kan word weer dat U by ons is. Ek wil vra dat U vir elkeen van ons hier waar ons nou sit op hierdie oomblik net sal herinner dat U hier is. En dat as ons vanoggend niks anders van die diens sou raak sien nie, dat ons vir U sal ontmoet. En dalk wil U vanoggend ons toe kom deur die boodskap. Dalk kom U vanoggend met ons na ons toe deur 'n liedjie. Dalk kom U vanoggend net na ons toe deur die persoon hier langs ons wat vir ons 'n vriendelike groet en 'n handdruk gegee het. Dalk kom U vanoggend na ons toe deur die kinders wat vir ons dans of deur die sakrament van die doop. Here, ons glo dat U wens is om elkeen van ons vanoggend te ontmoet, of ons by 'n goeie plek in ons lewe is en of ons by 'n slegte plek in ons lewe is, dat U vir ons sal ontmoet. En ons sal vanoggend sê, Here, ons is beskikbaar, kom ontmoet ons, elkeen van ons hier waar ons is. Help ons, Here, om verby al die melodieë en verby die woorde en selfs verby die preek te luister en die lewende God raak te sien. Wil U vanoggend sommer net deur U Heilige Gees hier binne in ons werk. Dankie vir die kinders wat by ons kuier vanoggend uit Houston uit. Here, ek bid seën hulle as hulle net nou vir ons kom voorgaan met 'n lofdans en gee dat ons dieper sal kyk en diep in mekaar se oë sal kyk en vanoggend net vir U die eer gee daarvoor. En as ons later vanoggend 'n babatjie doop, Here, dat ons net weer verstom sal staan oor U liefde vir mense, vir kinders, vir babas. Here, wil U kom en wil U sommer net hierdie diens kom seën vanoggend in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Ek gaan vir ons die kers aansteek. Ons is hier saam in die naam van die Here en ons glo dat alles wat ons vanoggend gaan doen tot eer van die Here sal wees. En ons vra dat hy hierdie gewone ou dingetjies wat ons doen, kersie aansteek en 'n liedjie sing en 'n lofdans, dat hy dit sal vat en dit vanoggend in sy koninkryk iets groot sal maak. Baie dankie. Kom ons gee geleentheid, Daniël gaan die wegvat, die
kinders gaan na vorentoe kom vir 'n lofdans en as hulle reg is gaan dit begin en kom ons beleef vanoggend die vreugde van die Here as hulle vir ons voorgaan. Baie dankie vir julle, hoor. Johannes 15 vers 9 tot 11. Nee, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dat het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dat is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflee vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaars doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles het ek by my Vader gehoor het en ek aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat bly, want is sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dat aan julle mag gee. Dat beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Lande opkom met 'n goue stralenkrans, weet ek God is al reeds hier naby. Hy gee my rede om te dans. Hy is my krag in al my swakheid, hy is my vreugde elke dag, en met dankbaarheid in my hart sing ek uit volle bors vandag. Ek wil dans voor die Here, ek wil hoopel as ek loop. My voete trek die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. As die stormwinde soms begin waai en die donker wolke saamtrek, weet ek Jesus hou my veilig. Met sy bloed sal hy my bedek. Hy is die lig wat deur die nag skyn, hy is die lied wat in my leef, en met blydskap in my siel staan ek op en roep my leef. Ek wil dans voor die Here, ek wil hoopel as ek loop. My voete
saam oor al die lande. God is goed en God is groot, sing dit uit, laat dit weer klink. Stamp jou voete, klap jou hande, sing dit saam oor al die lande. God is goed en God is groot, sing dit uit, laat dit weer klink. Ek wil dans voor die Here, ek wil op as ek loop. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan oop. Ek wil dans voor die Here, ek wil op as ek loop. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan oop. Prys die Here, ja die hemel staan oop. Ons sê so lank baie dankie vir julle. Julle vir ons so lekker opgewonde maak vanoggend oor die Here se sorg vir ons, sy liefde vir ons, alles wat hy vir ons doen en gee. Dankie vir julle. Waardeer dit wat julle gedoen het, hoor. Dat julle op julle manier vir ons kon vertel van die Here. Vriende, ons het in die afgelope tyd het ons hierdie mooi foto's gesien en dit is nou onlangs geneem uit die Artemis 2 uit van die aarde, toe hulle so ver van die aarde af is, en dit was so aangrypend geweest toe hulle sê ons woning is steeds nog pragtig. Dit bly vir my so wonderlik om te dink dat die Here miljoene of biljoene jare gelede hierdie aardbol gemaak het en dat na al die jare bestaan hy nog steeds. Ons praat altyd in die aand, dan sal ons sê die maan kom op, en toe hulle nou op die maan was dit net mooi omgedraai, toe sê hulle het gesien hoe die aarde opkom. Dit is interessant genoeg, dit is so mooi geweest, nou, dat hulle op die maan is, of agter die maan, hulle sien hoe kom die aarde so uit agter hom. En die Bybel leer vir ons dat van die begin af het die Here vir daai aardbol, en vir daai tussen 8 en 9 miljard mense op hierdie aardbol gesorg, en sorg hy nog steeds vir hulle. Ons het dit gisterand beleef vanoggend met die reentjie wat op sy tyd is. Ons weet dis nou tyd om te reën. Vir jare al reën dit die tyd van die jaar in Hermanus en vanoggend het dit begin reën gisterand en so kom die seisoen. God bly sorg vir hierdie skepping van hom. Hier sit ons almal vanoggend, ons het kos om te eet, ons het klere aan vanoggend, né? Ons is geklee, ons het plekkie om te bly, ons het 'n plekkie om te slaap, ons het familie, ons het vriende, ons het gemeentelede, mense wat saam met ons die pad loop. En meeste van alles het ons vanoggend God se seën. Die Here het sy seën gegee, die Vader het sy seën gestuur om vir ons te kom sê hoe lief is die Vader vir ons. En vanoggend is ons hier bymekaar om dit alles te vier. En ons gaan staan en ons gaan oor hierdie liefde en sorg van die Here sing. En die tweede lied wat ons sing, sal julle hoor, is 'n lied wat sê, dalk is jy nie by 'n lekker plek vanoggend nie, dalk slat die lewensstorme in jou lewe, dalk voel dit vandag nie in jou hart so rustig nie, en jy voel eintlik nie eens om vir die Here te sing nie, maar dan sê hierdie liedjie wat ons oupas en oumas gesing het, hy sê, nog steeds, tel jou seëninge, want dit is so baie. Kom staan vir 3 lofliedjies om die Here groot te maak. Ons
Ja, vriende, sommer 'n klomp dinge waarvoor ons vir die Here dankie sê. En nou gaan ons ook met ons dankoffers vir die Here dankie sê. En terwyl ons dit doen, kan die kinders wat hier is, lyk so uitgedun volgens, maar al die kinders wat wil, kan hier voorkom sit. Die kinders, julle kan hier kom sit as julle wil. En ons gaan na die tyd gou vir julle ietsie vertel. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Goed, vriende, maatjies, baie welkom vanoggend. Dis lekker om julle bietjie hier te kry. Ons gaan bietjie vanoggend gaan ons kyk hoe pappa en mamma hulle babietjie kom doop. Maar voordat ons gaan kyk hoe pappa en mamma 'n babietjie doop, wil ek gou vir julle ietsie vertel. En terwyl elke keer as ek vir julle 'n prentjie wys, dan gaan tannie Margaret dit op die skerm vir die groot mense wys. Ek gaan dit net vir julle wys, maar hulle gaan daar so loer. Okay. Nou kom ek vertel vir julle 'n bietjie ietsie. Ons doop altyd babietjies in die kerk en dan besef ons nie altyd wat doen ons miskien nie. Ons besef nie hoe belangrik is dit nie. Maar weet julle, in die Bybelse tyd was dit so dat mense het slawe geword. Dit het so gewerk dat party mense het oorlog gemaak teen mense en dan het hulle daai mense gevat en het hulle slawe gemaak. Dan moes daai groot mense en kinders moes gaan werk het vir die mense wat teen hulle oorlog gemaak het. Ons kan bly wees ons leef nie in daai tyd nie. Dit was nie 'n lekker tyd nie. Dit lyk so lekker om in die Bybel te leef, maar dit was nie lekker om in die Bybel te leef nie. Maar dan word mense slawe. Dink net nou, jy's 10 jaar oud, né? Dan word jy 'n slaaf en jy moet vir ander mense werk. Maar toe was daar reëls gewees dat as daar slawe is, kan 'n slaaf losgekoop word. So hulle het gesê, wat is die prys van 'n slaaf? En hulle het gesê, soveel geld betaal ons vir so 'n slaaf en soveel geld vir so 'n slaaf en soveel geld vir so 'n slaaf. Nou kyk hierdie prentjie. As jy tussen 20 en 65 jaar oud was en jy was 'n man gewees, né? Dan as jy moes vrygekoop word, moes hulle 570 gram silwer betaal vir jou. Nou dit kom uit Levitikus in die Bybel, né? As jy van die boeke in die Bybel wat sê 'n man wat tussen 20 en 65 jaar oud is, om hom los te koop, kos 570 gram silwer. Dit was baie geld in daai tyd, né? Nou as jy 'n slaaf wou loskoop, né, en hy was tussen 5 jaar en 20 jaar. Wie van julle is al 5 jaar of ouer? Is al van julle wat al ouer as 5 jaar is, né? Nou as hy tussen 5 jaar en 20 jaar was, dan was dit bietjie goedkoper. Dit was 230 gram silwer. En hoekom was dit goedkoper? Want as jy iemand koop wat nog klein is, kan hulle minder werk vir jou doen. So hulle is vir jou minder werd. Dis hoe dit was. As jy nou nog iemand kleiner sou gekoop het, né? As jy iemand koop wat tussen 1 maand en 5 jaar oud is, kyk daarso. As dit van 'n babietjie is tot iemand wat 5 jaar is,
dan was dit maar 57 gram silwer. Sommer net so 'n bietjie geld, want daai persoon kan nog niks vir jou doen nie. Hy kan nie gaan werk en jou huis skoonmaak en al sulke goed nie. Maar kyk nou die interessante dingetjie. Hier's 'n prentjie van 'n babietjie, né? Vir 'n babietjie was daar geen prys nie. Niemand sou 'n babietjie losgekoop het nie, want 'n babietjie kan niks vir jou doen nie. Wat help dit ek koop 'n babietjie? Babietjie kan ek nie sê maak jy huis skoon of doen dit vir my of doen dit vir my nie. So daar was nie eers geld gewees vir 'n babietjie nie. En nou kom die Here in die Bybel en hy sê vir babietjies, vir klein babietjies wat 8 dae oud is, sê hy, hulle moet hulle besny. Ons sê later hulle moet hulle doop, hulle moet hulle besny, want hy kom en hy sê, daai babietjie wat nog nie 'n prys het nie, is vir my so belangrik dat ek koop daai babietjie vir my. So belangrik is klein kinders en klein babietjies vir my. En maatjies, die storie van die Bybel is dat die Here vandag vir ons sê, en is vir altyd nog so, dat vir hom is klein babietjies nie minder belangrik as groot mense nie. En julle wat hier sit, is nie 'n bietjie minder belangrik as die groot mense nie. Ons almal, oud, jong, almal is vir die Here ewe belangrik. En ons gaan nou 'n doop pappa en mamma vorentoe roep en ek wil hê julle moet hier bly sit dat julle vandag kan kyk hoe doop ons hierdie babietjie. En as ons vandag daai babietjie doop, onthou dat die Here vandag kom vir 'n klein babietjie waarvoor daar nog nie eens 'n prys is nie. Kom sê ek so lief vir jou, ek het vir jou gesterf, ek het my lewe vir jou gegee. Dis wat ons vandag vir hierdie babietjie kom sê. Kom ons vra vir oom Johan, aan die Clarice, dat hulle hier voor kom staan by my. Johan en Clarice Viljoen. Johan en Clarice is al twee dieredokters, en nou die Here vir hulle 'n mens gegee persent, né? Hoe julle gaan regkom, hè? Daai dieremedisyne werk nie. En hulle babatjie se naam is Nina. Nina is gebore op die 13de Maart, né? 13de Maart van hierdie jaar. En Nina is nou 5 weke oud, het julle vir my gesê. 5 weke, klein babatjie. Nog nie in waarde word nog nie in silwer gemeet nie. En die Here sê, hoorie, ek is so lief vir hierdie kind, né? Dat ek 2000 jaar terug toe ek aan die kruis gesterf het, het ek vir haar ook gesterf en het ek my lewe vir haar gegee. En vandag as ons hier saam is, dan kom vier ons eintlik dat die Here se liefde en sy genade so groot is. Ons sê nie vandag dat Nina gered is nie. Ons sê dat die Here Jesus red mense en hy gee vir julle die opdrag om vir Nina te leer van die Here. En dat sy ook haar hartjie vir die Here moet gee. Maar terwyl sy te klein is om dit self te doen, staan julle as pappa en mamma hier voor die Here. Julle staan eintlik borg en julle sê sy kan nog nie betaal nie, maar ons staan in haar plek. Kom ons vra dat oupas en oumas wat hier is, oupas en oumas is ook hier, kom staan julle hier by ons? Staan julle so 'n bietjie hiernatoe so, dan staan hulle so langs julle daai kant, daar is hy. Goed, nou maatjies, nou moet julle mooi kyk nou. Ons gaan vir klein Nina vandag hierso kom doop. En dis maar net 'n klein bietjie water. Welkom oupas en oumas. Klein bietjie water en dit maak nie saak of ons bietjie water of baie water vat nie, want hierdie is net water. Hierdie water kan niemand se sonde afwas nie. Hierdie water is maar net vandag 'n teken wat die Here vir ons sê, soos wat hierdie water my hande kan skoon was as dit vuil is, né? So kan die bloed van die Here Nina se sonde wegvat. En papa Johan se sonde wegvat, en mamma Clarice se sonde wegvat. Dis die wonderlike ding wat ons vandag kom vier. Nou ons kan nie net sommer doop nie, ons moet baie seker maak dat ons dit verstaan en dat ons dit glo. In die eerste plek bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en dat hulle onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. In die tweede plek bely julle dat die leer van die Ou Testament en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkomme leer van verlossing is. Ons vra eintlik net vir julle, staan julle by dit wat die Bybel vir ons leer. En die derde ene, beloof julle om hierdie kind van wie julle die pappa en die mamma is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Nou ja, is vir 'n groot voorreg, né? En om net die bietjie water sommer net hierso op Nina se kop te sit. En Nina Viljoen, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons sommer net weer vandag die wonder beleef dat U lief is vir kinders. Here, dat U vir klein babietjies in die Ou Testament wat 8 dae oud was gesê het, ek is so verskriklik lief vir jou, jy's myne, jy's deel van my verbond en ek sal jou nooit uitlos nie. Here, en vandag dat ons vandag hier kan kom staan en as pappa en mamma, as oupas en oumas, as gemeente sê dat U beloof ook vir ons kinders, ek sal julle nie los nie, julle behoort aan my, ek het vir julle gesterf, ek het my lewe vir julle gegee en ek droom dat julle julle lewens vir my gee. Help vir pappa en mamma maar so groot te maak en vir oupa en ouma klaar so groot maak, Here, dat sy haar hele lewe vir U sal gee. Ons bid dat Here dat U vir hulle seën in hulle huis. Dankie vir U liefde en U genade vir Nina. Ons bid dat U vir haar seën met 'n wonderlike, lang, gesonde, gelukkige lewe. In Jesus se naam. Amen. Terwyl julle so bly almal hier voor is, jy moet nie die wegloop goed nie, bly so bietjie. Ons gaan 'n liedjie vandag sing, anders as ons altyd doen. Ons gaan hier staan en luister as die eerste 2 verse van die liedjies wat sê God het 'n plan met Nina se lewe. God het 'n plan met julle lewe, my lewe, al die kinders wat hier sit se lewe. Ek het party van julle se foto's al bygesit. En dan so by die 3de versie, dan staan daar almal saam en dan gaan ons sê God het 'n plan vir jou lewe en die 4de versie God has a plan for your life. Kom ons bly so sit en ons sing dit. Ons luister dit eerste 2 verse en dan sing ons saam. Na my gekyk, ek gee sy volle aandag en vorm my met liefderyd. Hy weet net hoe besonder ek eendag moet wees, want God het 'n plan vir my lewe. God het 'n plan vir jou lewe. Vriende, wat 'n voorreg om te sien hoe dat die Here ook kinders insluit. Ons is so gewoond van kleintyd af maak. Hulle net dink, ek het vergeet om te sê, julle moet nou julle klassies toe gaan. Jammer julle. Amper sit hulle na die hele diens en luister na die ou doom nie. Dit is so voorreg om dit te beleef en die sakramente te sien. Ons sê die sakramente is sigbare tekens en seels van die Here se genade. Vriende, ons gemeente is hierdie jaar 25 jaar oud, later in Oktober. So nou is ons nog 24 jaar oud, né? Mens verjaar mos eers as jy verjaar, né? Dis nog op pad. Ons gaan dit later in Oktober vier. Ons sal Clifford het al wonderlike voorwerk gedoen vir 'n bundel waarmee ons besig is en ons is so opgewonde. Ons het nou die dag toe bymekaar kom te sê as ons terugkyk oor die 24 jaar, hoe som ons dit op? Te sê ons som dit op met die sinnetjie strome van seën.
En julle sien, deel van ons gemeente se embleem is die rivier, is die stroom waarvan Jesegiel 47 praat. En ons sê, vir 24 jaar het die Here hierdie gemeente so geseën. En ons is so dankbaar daaroor. En hy het soveel mense aangeraak in hierdie gemeente. Mense met verhoudings aangeraak, met stopbediening, met kos, met geloof, met geloofsekerheid, met so baie dinge. En wat 'n voorreg om vir elkeen van ons om 'n klein deeltjie van daai storie te wees. Kom ons staan nog vir hierdie lied en ons sing ons gemeente se storie. God die Vader het in liefde hierdie gemeente vir 24 jaar bewaar. Kom ons staan en ons sing dit. Baie dankie, sit gerus. Vriende, ons gaan nog 'n laaste liedjie sing, want ons kyk nie net terug nie. Ons kan vir altyd net sê die Here het ons geseën vir 24 jaar, of ons moet vorentoe kyk en sê, maar wat is die roeping van hierdie gemeente in die jare wat kom? Wat is die nuwe uitdagings op ons pad? Hoe gaan ons kerk wees in 'n tyd wat alles so verander? Hoe gaan ons getrou bly aan die Here en terselfdertyd aktueel bly in ons wêreld en 'n verskil maak hier waar ons bly? En dan kom ons maar altyd weer uit by dit wat die gemeente lank terug besluit het in Jesegiel 47. En daar is ons nuwe logo vir die feesjaar wat bygekom het, is 'n stroom wat uit Jesegiel 47 kom en wat die gemeente lank terug besluit het. En ons het gesê dat daai stroom, lewende water, moet groter en dieper en verder loop in die tyd wat kom. Ons sê ons droom is om in ons omgewing en in ons wêreld 'n groter en groter verskil te maak. Ons sluit af met hierdie lied waarmee ons eintlik net ons roeping vanoggend kom bevestig en sê ek wil kom stil word hier by u voete en ek wil weer onthou wat is u roeping vir ons gemeente.
Ons elkeen praat met die Here vir 'n oomblik. Here, dit is so maklik om vanoggend te sê, Heer, hier is ek, Heer, U kan my stuur. Maar dit is so groot ding om te sê, so moeilik om te gaan. So moeilik om elke dag op te staan vir U en vir U te leef. Ons vra, Here, dat U vir ons help. Praat met ons deur U woord, Here, soos wat U ook nou deur die wind hier buite met ons praat, soos wat U met ons praat deur die stilte hier binne, wil U ook nou met ons praat deur U woord, U liefdesbrief, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees uit Markus 6. Ons lees uit Markus 6. Ons gaan nie by vers 14 begin lees nie, maar so 2 skyfies verder. En dit gaan oor Johannes die Doper en hoe dat koning Herodes hom laat doodmaak het. Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê, u mag nie u broer se vrou vat nie. Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoë lui van Galilea 'n feesmaal gegee het, het die dogter van Herodias daar aangekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by die koning en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, vra vir my net wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee. Daarbij het hy dit herhaaldelik met 'n eed aan haar bevestig. Net wat jy vir my vra sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, wat moet ek vra? Die het gesê, die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra, ek wil hê, u moet vir my dadelik in 'n skottel die kop gee van Johannes die Doper. Die koning was baie verslae, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Hy het dadelik iemand van sy leiwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk laat onthoof, sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee, en die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge hiervan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en dit begrawe. Vriende, wat 'n gruesome stuk in die Bybel. Dit is van daai stukke wat jy nie wil hê jou kinders moet dit lees nie, né? So 'n wrede stuk in die Bybel. Ons praat vandag bietjie oor Johannes die Doper en ons tema vandag is solank julle ons net uitlos. Vriende, ek wil net sê, as ons die Bybel lees, soos nou wat ons gelees het, tot hiertoe is die woord van die Here. Ons kan dit nie verander nie. Dit wat geskryf is geskryf. Ons kan vandag gaan en ons kan sê, maar kom, ons kan die Bybel so uitlê of verstaan die vers so. En dis wat ons in die prediking doen. In die prediking kom ons eintlik en sê, maar dis hoe ons dit verstaan. En daarom lê verskillende mense dit verskillend uit. Maar is my so belangrik om altyd net te sê, dit wat ons gelees het, is woord van God. Dit staan vas. Dit wat ek nou doen om dit uit te lê en wat elkeen van ons heeltyd doen, is subjektief. Ons doen dit, ons vra die Here om ons te help. Maar dit het nie dieselfde gesag as die Bybel nie. Julle moet heelpad ons as leraars toets aan dit wat die Bybel sê, want dis ons bronne. En vandag is ons besig met 'n moeilike stuk en ons wil dit toepas in ons tyd. So kyk gerus daarna en as jy dit anders verstaan, is jy baie welkom om vir ons dit met ons te deel en selfs te sê, Dominee, kom ons drink 'n koffie en ons gesels daaroor. Maar kom ons kyk bietjie na hierdie gedeelte. Die Nuwe Testament vertel vir ons hoe dat God sy seun na die wêreld gestuur het. Nadat hy die profete en almal gestuur het, besluit hy om sy seun na die wêreld te stuur om in hierdie wêreld te kom sterf en vir die wêreld te vertel van sy liefde. Dis die storie van die Nuwe Testament. Maar voordat God sy seun na die aarde te stuur, so 'n paar maande voor dit, stuur hy iemand anders om eintlik te sê sy seun is op pad. En hierdie iemand anders wat hy na die wêreld te stuur is Johannes die Doper. Johannes die Doper het een werk gehad en dit is, hy moes vir die wêreld eintlik kom sê, die lam van God is op pad. Dis eintlik, hy kom die grond voorberei, hy maak die pad vir die Here reg en gereed.
Johannes die Doper is gebore so plus minus 6 voor Christus. En hy is net voor Jesus gebore en hy is net 'n rukkie voor Jesus oorlede. So hy was naaste by so oud soos Jesus. Kom ons sê hy was in sy vroeg 30's gewees toe hy oorlede is. Deel al so daaraan gedink dat Johannes is so oud soos Dominee Anton gewees of dalk bietjie jonger as dit, maar dis so oud hy geword het. Met hierdie kragtige boodskap van die Here is op pad, die lam van God. Hy was 'n prediker gewees in 'n Joodse prediker in die Jordaangebied. As jy bo die meer van Galilea gehad het in die Jordaanrivier en die Dooie See, dan hier langs die Jordaanrivier het hy gepreek en het hy gedoop en het hy vir mense eintlik vertel van God. Dit is interessant dat Johannes die Doper kry ons nie net in die Bybel nie, ons kry hom ook in die Koran, ons kry hom ook in ander godsdienste, in die Bahá'í geloof, die Druzai geloof vertel van hom, Mandaïsme vertel van hom. So Johannes die Doper word vermeld ook in ander gelowe van daai tyd. En sy groot werk is, hy kom die pad voorberei vir Jesus Christus. Hy is die voorloper van Jesus Christus. As Jesus kom, dan sê Jesus self dat Johannes, hierdie neef van my, is die Elia wat julle voorgewag het. So groot soos wat Elia in die Ou Testament was, so groot profeet is Johannes die Doper in die Nuwe Testament. En dit kom uit Jesus se eie mond. Johannes die Doper se geboorte is aangekondig deur dieselfde engel wat Jesus se geboorte aangekondig het, deur die engel Gabriël. En hy was familie van Jesus, waarskynlik neefies of kleinneefies, maar familie, bloedfamilie van Jesus Christus gewees. Johannes se pa was 'n priester gewees. Maar is interessant dat die Here nie vir Johannes roep om 'n priester te word by die tempel nie, maar die Here roep vir Johannes om 'n profeet te wees. Die priester was besig met die dienswerk by die tempel, die priester was besig met die offers. 'n Profeet was iemand wat gesê het, so sê die Here, Ko Amar Yahweh in die Ou Testament, oor en oor hierdie Hebreëse uitdrukking. Hy kom en hy sê, wat sê die Here? En nou word Johannes 'n profeet, iemand wat sê, so sê die Here. En die kern van sy boodskap is, hy's dag en nag is hy besig om te sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk waarvoor julle gewag het, is hier, dit het gekom. En hy doop die mense wat tot bekering kom. En hy moedig die mense aan om op te hou met hulle sonde, om weg te draai van hulle sonde af en goeie lewens te begin leef. Vriende, en dan staan daar die mense in Jerusalem en die mense in Galilea het na hom toe gestroom. Daar was baie mense wat gegaan het en gesê het, "Jo, ek het sulke verkeerde goed gedoen. Ek is so jammer daaroor." En dan is hulle daar in die rivier gedoop en hulle is daar weg as nuwe mense eintlik wat hulle sonde agtergelos het. Amper soos 'n biegkamer as jy dit so sou kon sê. Party van Jesus se disippels self, soos Andreas, was eers 'n disipel gewees van Johannes die Doper. So hy was eers by Johannes die Doper en toe Johannes sê, "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Toe begin Andreas agter Jesus aanloop. Johannes se doop was nie dieselfde as Jesus se doop nie. Onthou toe Johannes gedoop het, het Jesus nog nie gekom nie. So die mense wat deur Johannes gedoop is nie in Jesus se naam gedoop nie, soos wat ons vandag doen nie. Hulle is net gedoop om te sê hulle doen afstand van hulle sonde, 'n bekeringsdoop, né? En later sê kom Paulus by die gemeentes en sê hy, "Watter doop het julle ontvang? Johannes se doop of Jesus se doop? Want as julle net Johannes se doop gekry het, moet as julle nog in Jesus se naam doop." Maar goed, dis so 'n bietjie iets oor Johannes se bediening en sy lewe. En dan lees ons vandag eintlik van Johannes se dood. Johannes was in sy vroeg 30's. Hy is in die tronk gegooi omdat die koning begin bekommerd raak het omdat daar so baie mense na Johannes toe gaan. Die mense het agter hom aangestroom want hierdie godsdienst by die tempel het nie vir mense bevryding gebring nie. En skielik is hier 'n profeet langs die Jordaanrivier wat sê, "Kom, God kan julle vrymaak van julle sondes. Hy kan julle lewens verander." En hulle stroom soontoe. Hulle was so honger daarvoor. En op daai stadium het hulle alles wat daar baie mense is, was 'n gevaar gewees vir die Romeinse ryk. En so word Johannes in die tronk gegooi omdat hulle bang is dat daar 'n opstand gaan kom. Herodes het hom in die tronk gegooi. Een van die geskiedenisskrywers van daai tyd, Josefus, vertel vir ons dat Johannes aangehou was in die Macherus kasteel. So hy noem die plek se naam met 'n foto daarvan waar hy aangehou was in daai tyd. Maar koning Herodes het 'n sagte plekkie vir Johannes gehad. Daar staan hy het graag na hom geluister. Johannes was sommer 'n interessante ou. En as hy kans gekry het, dan het hy gou geluister wat sê hy, want hierdie ou het iets vertel wat hy nêrens anders gehoor het nie. Maar Herodes se vrou het niks van Johannes gehou nie. Sy wou Johannes net al die pad laat doodmaak. En daar was 'n rede hoekom sy nie van hom gehou het nie. Sy sou enigiets doen om hom te laat doodmaak.
En toe kry sy haar kans. Haar dogtertjie verjaar, dis nie Herodes se dogtertjie nie, dis haar dogtertjie verjaar. En nou sê sy vir haar dogtertjie, sê jy wil Johannes se kop op 'n skingbord hê. En nou gaan hierdie dogtertjie Salome en sy gaan sê, gee vir my Johannes se kop op 'n skingbord. Die koning het 'n eed afgelê, daai tyd mag jy nie 'n eed breek nie, jou eie eer is op die spel. Hy het dit voor al die mense gesê. Nou gaan hulle tronk toe, hulle kap Johannes se kop af, sit hierdie kop op 'n skingbord, bring dit vir 'n dogtertjie by haar verjaarsdagpartytjie. Vriende, is dit nie? Ons dink ons wêreld is erg. Ons dink, ons bly dan in 'n wêreld waar dit wreed is. Die Bybelse wêreld was verskriklik wreed geweest, onregverdige wêreld. Maar die groot vraag is, hoekom wou Herodias, hierdie vrou, hoekom wou sy vir Johannes so graag laat doodmaak? Matteus, Markus en Lukas vertel dit vir ons. Hulle sê dat koning Herodes het sy vrou gelos en toe vat hy sy boetie Filippus, sy ander naam was Herodes II. Toe vat hy sy vrou. Hy het met ander woorde sy skoonsussie gevat, sy vrou. En toe Johannes dit hoor, toe sê Johannes, maar dit kan nie. Julle kan nie so leef nie. En Johannes gaan na die koning toe om vir die koning te gaan sê, koning, dit wat jy doen is verkeerd. Jy kan dit nie doen nie. Hy stuur nie 12 uur die nag vir hom 'n tweet dat die hele wêreld kan sien dat hy vir die koning aanspreek nie. Hy sit nie een of ander groot regiment op Facebook en sê, hoorie, as jy nie hierdie vrou los nie, gaan ons dit en dit aan jou doen nie. 'n Persoonlike besoek. Daar staan die koning het voorheen al baie keer met Johannes gepraat. Hulle het 'n band gehad. Hy gaan na hierdie koning toe wat hy goed ken en hy sê vir die koning, koning, dit kan jy nie doen nie. Dis verkeerd. Die Here wil dit nie so hê nie. Jy moet regmaak. En die laaste ding wat die koning se vrou wou gehoor het, is dat ons is verkeerd. Vriende, dis iets wat mense nie wil hoor nie. Mense wil nie meer hoor dat daar's goed wat verkeerd is nie. Ons leef in 'n wêreld wat ons nie meer mag sê iets is verkeerd nie. Ons leef in 'n wêreld wat die konings en die belangrike mense in die regerders wil nie hoor iets is verkeerd nie. In die afgelope week het ons almal ietsie beleef hiervan met Paus Leo se opmerkings wat hy gemaak het. Paus Leo het 'n klomp wonderlike dinge gesê in die afgelope week. Ek is so bly vir 'n kerkleier wat in hierdie tyd opstaan en uitspreek oor die vergrype wat in die wêreld aan die gang is. En dan sê Paus Leo goed soos in, ons moet mooi dink voor ons bid vir 'n oorlog. Ons moet baie mooi dink of ons die Here se seën op elke oorlog kan vra. Kan ons die Here se seën vra op wanneer ons onskuldige mense doodskiet? Kan mens? En dis wat die paus eintlik maar net vir hulle vra. En die paus kom en hy sê ons moenie godsdiens manipuleer totdat dit pas by ons agendas nie. Ons moenie die godsdiens in die Bybel en God eintlik vir onsself skaak en kaap en al sê hy's in ons kant en ons het 'n mandaat van die Here gekry om dit en dit te doen. Amper 'n soort heilige oorlog. En dis wat hierdie week gebeur het. En omdat hy dit gesê het, het die toren van die Wit Huis eintlik losgebrand oor hom. Middernagtelike tweets, onttrekking van $11 miljoen se steun aan weldaadsorganisasies, 'n afskuwelike AI-prentjie in die middel van die nag. Alles net omdat die kerk gereageer het op wat die koning doen. Soveel dramas. En mens vra vir jouself, hoekom? Omdat 'n geestelike leier in ons wêreld vir die koning gesê het, jy moet mooi dink of dit wat jy doen die Here se wil is. Vriende, dit bring ons by die rol van die kerk in die samelewing. In die afgelope klomp jare, al vandat ek op universiteit was en veral daarna, het hierdie tipe prentjies baie algemeen geraak. En die eerste prentjie beeld vir ons uit hoe die wêreld gelyk waarin ons groot geword het in die linkerkant. Die wêreld waarin ons groot geword het was 'n wêreld gewees waar die kerk in die middel van die dorp staan. Ry maar deur Beaufort, ry deur Graafrenet, ry deur Swellendam, ry deur enige ou dorpie en jy sien die kerk staan in die middel van die dorp, in die hoofstraat, Kerkstraat. En al die huisies is eintlik om die kerk gebou. En dan sit 'n simboliek daar agter. Die simboliek daar agter is dat die kerk is die middelpunt van ons samelewing. Die kerk sê eintlik hoe werk die samelewing. Dis hoe ons groot geword het, né? Ons het groot geword in 'n tyd wat die kerk gesê het, daar moenie Sondagsport wees nie. Winkels moet toe wees. Julle moet hierdie klere dra, julle moet so maak. Met ander woorde, die een wat die reëls gemaak het in die samelewing was eintlik die kerk. En toe breek daar 'n tweede tyd aan en ons sien dit daar, ons praat van die postmodernisme, ons praat van die post-Christendom en alles. En die wêreld wat ons in bly lyk nie meer so nie. Die kerk is nie meer in die middel van die dorp nie, hy's deur in die kantlyn. Die wêreld lyk vandag so en dit is sulke sektore.
En jy het 'n sektor wat die kerksin is. Dis waar die kerk is, dis waar ons vandag is, né? En dan sal vir die ekonomie, daar's vir die kuns, daar's vir die wetenskap, daar's vir die etiek, noem dit op. Daar's vir alles is daar 'n sektor. En die wêreld is baie gelukkig met die kerk en die wêreld is baie lief vir die kerk, solank die kerk binne in sy blokkie bly. So julle kan kerk wees. Dit is vir ons wonderlik dat julle vir mense van die Here vertel. Dis wonderlik dat kerkmense in 'n sekere sin vrede het, dat hulle nie wil oorlog maak nie. Dis wonderlik dat hulle nie in opstand kom teen alles nie. Dis wonderlik dat hulle goeie mense is en dat hulle uitreik in die samelewing, maar bly net binne julle blokkie. Moenie vir ons vertel iets oor politiek nie, moenie iets sê oor die wetenskap nie, moenie iets sê oor die kuns nie, moenie iets sê oor geld nie. Dis nie julle werk nie. Dis nie deel van die kerk se werk nie. Vriende, en dit is waar ons vandag is. Ons sit vandag in 'n wêreld wat so lyk. Die kerk is baie welkom, maar solank hulle bazaare hou en hulle hou kerk en hulle is daar op hulle terrein besig en hulle het allerlei mooi goedjies in die samelewing, is ons doodgelukkig met die kerk. Maar die kerk moet net nie buite dit gaan nie. Hulle moenie oor ander goeters begin praat nie. In die afgelope week het ons dit so mooi gesien. Ons het in die afgelope week het ons eintlik gehoor, maar die kerk moenie oor vrede praat as ons sal oorlog maak nie. Die kerk moenie praat oor onskuldige mense wat sterf nie. Dis nie ons mense nie, dis ander mense. Die kerk moet in hulle blokkie bly. As ons teruggaan na Johannes die Doper toe, die koning van daai tyd was baie gelukkig met Johannes die Doper. Johannes, ek's beïndruk met jou. Ek luister graag wat jy sê. Solank jy net by die Jordaanrivier bly en daar preek en daar besig is en doop en dit is wonderlik, dit pla ons nie. Maar moet net nie vir ons kom sê wat sê die Here vir ons nie, want dit wil ons nie hoor nie. Vriende, ons sit vandag in presies dieselfde situasie. 2000 jaar later is die situasie presies dieselfde. Ons sê vandag, ons is die Here se kerk, saam met al die ander kerke op die aarde, ons is sy kerk. Ons boek is die Bybel, hier is ons boek. Ons sê dis die Here se woord vir alle mense, vir alle tye, né? Ons kerk is gebou op die Here se woord. Ons sê in die hart van ons bediening, in die hart van ons geloof, staan hierdie Bybel. Ons glo dit met ons hele hart, né? Dis die Here se openbaring, sy bekendmaking, sy wil nie aan die kerk nie, aan die wêreld, aan almal. En hierdie Bybel vertel nie net vir ons mooi verhaaltjies nie. Ons het nie net 'n Bybel sodat ons die rooi trein kinders nou na hulle klasie toe vat en ons vertel vir hulle 'n mooi verhaaltjie en dit vorm hulle so 'n bietjie en hulle gaan huis toe nie. Of wat ons hier in die kerk kom en ons vertel vir mekaar lekker motiveringsstories sodat ons beter voel en sterker voel vir die week wat kom. Nee, dis nie al wat ons doen nie. Hierdie woord van die Here gaan oor meer as geloof, gaan oor meer as net om in die Here te glo. Dit leer vir ons wat die Here se wil is vir die aarde en vir al die mense op die aarde. Daar's klomp geloofsgoeders in. Die Bybel leer vir ons oor geloof, oor gebed, oor offers, oor sakramente, oor die woord, noem dit op. Maar daar's klomp dinge wat in die Bybel is wat baie meer as dit is. Die Bybel praat nie net oor geloofsdinge nie. Die Bybel sê hoe moet 'n huwelik lyk? Een man, een vrou. Die Bybel sê hoe werk ons met geld? Die Bybel sê dat geld kan 'n afgod raak, dit kan 'n mammon raak. Die Bybel praat oor mag, die Bybel praat oor status. Die Bybel praat oor oorlog, oor vrede, oor Christene wat moet vrede maak. Die Bybel praat oor werk, oor betaling, oor billike betaling vir werk. Dis alles goed wat die Bybel oor praat. Die Bybel praat oor gesondheid. Die Bybel vertel vir ons hoe God die mens gemaak het as man en as vrou en hoe dat hy 'n sekere soort verhouding ingestel het in die skepping. Die Bybel vertel vir ons hoe werk voortplanting en hoe God dit bedoel, kinders grootmaak, noem dit op. Dis alles dinge wat die Bybel vir ons kom vertel. Weet julle wat het Johannes gedoen? Sy enigste fout wat hy ooit gedoen het, is hy het buite die blokkie gegaan en vir die koning gesê, die verhouding is verkeerd. Binne in 'n verhouding wat hy met die koning het. Wat het die paus gedoen? Hy het buite sy blokkie gegaan. Hy het gesê dat ons moet mooi dink oor oorlog of ons die Here se seën kan vra. Vriende, ons wêreld, ons moderne wêreld hou van kerk. Die moderne wêreld hou van kerklike gebruike. Hulle hou van die dinge wat ons doen. Ek het nog baie min mense ontmoet wat nie van Christene hou nie. Hulle hou van Christene, want Christene behoort mooi mense te wees. Hulle hou van die dinge wat ons sê, soos wat koning Herodes gehou het van die dinge wat Johannes gesê het. Hulle het baie respek vir ons,
Soos wat koning Herodes baie respek gehad het vir Johannes, dit staan so geskryf. Ja, die meeste mense hou van ons, maar hulle wil graag hê ons moet net alles bless wat hulle doen. Die kerk se rol vandag is eintlik net om almal te seën. Jy kan kies wat jy wil doen, jy kan wees soos jy wil wees, en die kerk moet eintlik net sy kerklike seën uitspreek oor alles. Daar's nie meer 'n reg en verkeerd nie, almal is net geseënd. Die kerk moet net heelpad almal seën in dit wat hulle doen. Ek het so baie keer in die weermag het ek gewonder, ek was 2,5 jaar 'n kapelaan in die weermag, en ek het so baie keer gewonder, wat doen ek op die paradegrond? Wat is die doel van 'n gebedsparade? Waar ons vloek en raas totdat die gebedsparade begin, en 'n dominee lees en bid en 'n spette af en ons lees, en daarna gaan ons net weer aan. Want in 'n sekere sin wil ons hê, die kerk moet eintlik maar net kom seën waarmee ons besig is. Is baie maklik om te sê, sal jy vir ons die vergadering open met skriflesing en gebed. Maar is ons bereid om nadat ons met skriflesing en gebed geopen het, die res van die vergadering te luister wat sê die Here, wat is sy doel, sy wil vir ons vergadering. Dis baie maklik vir my om 'n kind te doop, dis baie maklik om bietjie water te vat en 'n kind te doop. Die groot vraag is pappa en mamma bereid om hierdie kind groot te maak vir die Here? Om so te leef dat hierdie kind vir pappa en mamma in pappa en mamma se lewe die Here sien. Is baie maklik om 'n paartjie te gaan trou, ons doen heelpad troues, baie maklik om 'n paartjie te trou, ons te boek, ons film in, ons te mooi preek. Die moeilike deel is as hierdie paartjie moet gaan en hulle moet volgens die Here se wil gaan leef in hulle huwelik. Dis waar die uitdaging kom. Dis die moeilike deel. Dis die deel wat die wêreld baie keer nie wil hoor nie. Ons wil nie hoor van vrede nie. Ons wil nie hoor dat die woke beweging nie binne God se wil is nie. Ons wil nie hoor dat naaste liefde en vyandsliefde vir die Here belangrik is nie. Ons wil nie hoor van die heiligheid van die lewe nie. Ons soek net 'n blessing op die lewe wat ons leef. Ek wil afsluit en sê dat toe ek hierdie gedeelte lees en toe ek sien hoe ander ouens opstaan, net weer gewonder, as ons aan onsself dink, is ons bereid om wanneer die Here ons roep vir 'n sekere ding, buite daai blokkie van ons te gaan? Ek sê nie ons moet moeilikheidmakers wees nie. Ons moet nie ouens wees wat net teen alles veg en teen alles beklei nie. Jy kry sulke mense ook. Dis net die een conspiracy na die ander. Ons moet nie daar wees nie. Maar as die Here iets op my hart lê, as ek 'n vriend het, soos wat Johannes vir koning Herodes geken het, as daar iemand is wat ek weet is iets in sy lewe verkeerd, is ek bereid om buite hierdie blokkie van my te gaan, nie in 'n tweet of op Facebook nie, maar daar waar ons alleen is en te sê, weet jy wat, dit wat jy doen, is nie die Here se wil nie. Is ek bereid om vir 'n vriend of 'n vriendin of vir iemand in die familie of iemand te sê, hoorie, dit wat jy doen is nie reg nie. Die Here lê dit net op my hart, die Here wys my net, ek moet dit vir jou sê. En partykeer verloor mense. Partykeer sê mense, ons nooi hierdie ou nie weer na die partytjie toe nie, jy gaan nie weer braai toe kom nie, ons is nie meer beste vriende nie. Dan sit so, vriende. Maar is ons bereid om buite daai blokkie te gaan en ook buite ons blokkie te sê, so sê die Here. En vir ons gemeente, op pad na die volgende 24, 25 jaar, is ons 'n gemeente wat bereid is om buite hierdie blokkie te gaan, en buite hierdie blokkie ook te sê, in ons dorp, en orals, ook in die wêreld, ook in die politiek, in die ekonomie, en alles te sê, die Here hou nie hiervan nie. Die Here sê in sy woord so en so en so. Vriende, die Here roep ons om nie net binne in ons blokkie van kerk wees, vir hom te leef nie. Mag ons elkeen die krag en die genade kry, soos wat Johannes die Doper gekry het, om die moed te hê, om te sê wat sê die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook sommer net weer hierdie gedeelte kan lees van Johannes. Here, en ons haal vanoggend net ons hoed af vir iemand soos Johannes, iemand wat die moed gehad het om vir die koning te gaan sê, jy's verkeerd. Here, help ons om mense te wees wat met die grootste liefde en die grootste deernis en die grootste bewustheid van ons eie tekorte ook met ander mense te praat en vir hulle ook reg te help. Help ons om nie dinge wat verkeerd is te aanvaar nie. Help ons om te sê wat is u wil en u woord vir onsself en vir die mense om ons, ook vir ons tyd. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied waarmee ons die Here gaan grootmaak en ons sing iets van ons roeping. As ons sê helder skyn u lig
vir die nasies. Vriende, ek kompeteer met die reën. Ek weet nie of julle my hoor en of julle net die reën hoor nie, maar vergewe maar, ek hoop julle het gehoor ook tussenin. Maar as dit klaar is vanoggend, is daar heerlike koffie en tee in die maalruimte ek sou sê dis veiliger binne as buite. Julle is baie welkom om te kom koffie drink. As daar besoekers is gratis, is verniet hier in die maalruimte. Kom ons sing hierdie lied, daarna gaan ons die seën uitspreek en die seënlied sing. Van die dominees uit my kinderjare het gesê eendag gaan ons almal daai hoënootjie kan sing in die hemel. Byt vas, ons gaan almal hoog sing. So nou vat ons hom maar onder, né? Vriende, mag die Here regtig vir elkeen van julle seën in hierdie week, soos wat hy vir ons nou seën op met die reën. Mag ons regtig lig wees net waar ons kom. Here, ons vra dat U vir ons sal seën, dat U vir ons sal help om binne en buite die blokkie U kind te wees, U stem, U getuie. In Jesus se naam. Amen. Kom ons seën mekaar as ons met die seënlied sing dit saam.